so dan kom ons by die gemengde voorbeelde van faktorisering. Dis sodat dit vir jou gaan vra in 'n vraestel. Okay, so die eerste ding hierso het ons ietsie. So hou net by jou stappe. Stap 1 sê vir my, kyk altyd eers vir 'n algemene faktor. So hier het ek 'n algemene faktor van 3. So wat oorbly is 'n x² plus 3 minus 'n 4x. Okay. Dan, voordat jy nou enigiets verder kan doen, gaan kyk altyd net weer, het ek my algemene faktor reg uitgehaal? Is dit verskil van 2 vierkante of is dit 'n 3 term? Ek kan sien is 'n 3 term, maar hierdie 3 termpie het was hulle slim gewees en hulle het hom vir my bietjie rondgeshuffle. So, gaan kyk weer die video waar ons dit verduidelik al die goed. Dan sal jy onthou ek het gesê dit gaan daaroor hy moet in die regte volgorde wees voordat ek my 3 term kan doen. Dit gaan oor x² minus something x plus een of ander konstante. Dis belangrik in daai volgorde en nou kan ek actually my 3 term gaan doen. So dit beteken ek gaan maak 2 hakkies. Nou vat jy daai outjies se faktore wat 'n 1 en 'n 3 is. So ek gaan sit 'n x in elke hakkie. Jy vat die 1 en die 3. Daar's 'n 1, daar's 'n 3 en dan my rympie sê mos vir my tekens is dieselfde. Al twee kry wat ook al daar staan, so al twee kry die minus. En nou is hy gefaktoriseer. Okay, so dan kom ons by nommer 2, met 'n klomp breuke en goedjies wat hulle maal, julle asseblief moenie vir my daai gaan uitkanselleer nie, jy mag dit nie doen nie, want daar's plusse en minusse tussenin, dit is 'n 2 term daarbo. Jy mag dit net doen wanneer alles vasgeplak is aan mekaar, byvoorbeeld die 6b. Jy kan ook nie daai gaan uitkanselleer nie, of jy kan ook nie gaan sê die 3 en die 6, asseblief ons mag dit nie gaan doen nie. Okay. So dadelik wat jy eers doen, is jy gaan faktoriseer. Aan die bokant hier sien ek 'n pragtige algemene faktor van b, wat oorbly is 'n b plus 5. Aan die onderkant hierso sien ek 'n verskil van 2 vierkante. So daar sien ek 'n mooi b² minus 25. So ek sien is verskil van vierkante. Dan kry ek 'n b in elke hakkie, 'n 5 en 'n 5, 1 plus en 1 minus. My maal is sommer al klaar daar, hulle was nice met 'n maal aan die bokant. Nou vat ons daai enetjie, dit gee vir my algemene faktor hierso, kan ek sien is 'n 3b. Wat oorbly is 'n b minus 5, bo-op hierdie 6b chill net daaruit. Okay, en nou het ek gefaktoriseer, nou is alles vasgeplak in mekaar. So is daar 'n plusse en minusse en goed, dit maak nie saakie want is binne in 'n hakkie, dit is binne in 1 term, so hierdie tel as 1 term. As hier 'n plus of 'n minus tussen was, nou word dit geskei na 1 term, 2 terme, maar nou as hulle vasgeplak is, alles is 1 term. Okay. En onthou hoe jy mag uitkanselleer is soos 'n struktas. En jy mag dit net doen wanneer daar 'n maal is. Okay. So nou sien ek hierdie b plus 5 en daai b plus 5 kan ek mooi uitkanselleer. Ek kan hierdie b minus 5 en daai b minus 5 lekker uitkanselleer. Ek sê ek gaan sommer hierdie b uitkanselleer met daai b, dis belangrik, jy gaan nie sê hierdie b en daai b kanselleer uit nie, jy kan nie dit doen nie. So jy kan sê hierdie b en daai b kanselleer uit, of jy kan sê daai b en daai b kanselleer uit, dit maak regtig nie saak nie. Ek gaan sommer met die tweede enetjie bly. En dan sê dit, okay, wel ek kan sien hierdie 3 en die 6, hulle deel, dan kry ek 'n 2. So dan as jy klaar uitgekanseleer het, al wat jy dan gaan doen is, jy gaan maal bo met bo en onder met onder. Bo met bo, so b, al wat oorbly is 'n b, en aan die onderkant al wat oorbly is 'n 2. En daar's my antwoord. Hierso, eerste ding wat ek dadelik sien is 'n algemene faktor. Asseblief onthou jy mag nog nie gaan uitkanselleer nie, want ons plusse en minusse tussenin. My algemene faktor in hierdie geval is 'n x. Wat oorbly gee vir my x² plus x minus 2. En aan die onderkant sien ek 'n pragtige verskil van vierkante sommer dadelik. So ek gaan sit hom as 'n x plus 1 en 'n x minus 1. Hier is 'n mooi verskil van 2 vierkante. Gaan kyk weer die video as jy nie seker is hoe om dit te doen, gaan kyk die verduideliking video. Nou wat ons gaan doen, ons sit die x daarso. Hierso het ek 'n pragtige 3 term. So ek weet ek gaan maak dadelik my 2 hakkies.
Dan vat ek die faktore van die 2, dis 'n 1 en 'n 2, hulle vat hande, en so ek sit 'n x in elke hakie, want ek weet x maal x gee vir my 'n x kwadraat. So dan vat ek die hande van 1 en 2, dis 'n 1 en 'n 2, en saam met hulle plus en minus, om vir my mos 'n 1 te gee. So my rympie sê, die tekens verskil, die grootste een kry die plus. En daar's my goedjies mooi gefaktoriseer, en aan die onderkant het ek nog steeds net my x plus 1, en dan my x minus 1. Nou mag ek actually gaan uitkanselleer, so my x minus 1 en die x minus 1 kanselleer mooi uit. Wat ek oor het aan die bokant het ek 'n x in hakkies 'n x plus 2, en aan die onderkant het ek 'n x plus 1. Jy mag nie gaan uitkanselleer so of ietsie soos daai nie, jy mag nie gaan uitkanselleer nie, dit is my finale antwoord, jy los hom vir my net daar. Ok, so hierso, ek sien aan die bokant, ja, ek het nie regtig 'n algemene faktor nie, maar aan die bokant het ek 'n pragtige verskil van 2 vierkante, so dadelik gaan maak ek my 2 hakkies. Ek gaan sit 'n 5x in elke hakkie, want onthou jy vat basies net sy worteltjie, dis 'n 5x, en jy vat sy worteltjie wat 'n 3 is, en wat oorbly is 1 plus en 1 minus, dis my reëls met my tekens. Aan die onderkant is daar niks wat ek kan doen nie, so ek gaan hom sommer dadelik in 'n hakkie sit. Jy mag dit in 'n hakkie so gaan sit. En dan wat ek gaan doen is ek kanselleer hom uit, 5x plus 3, 5x plus 3, so my finale antwoord is 5x minus 3. Ok, volgende enetjie, hier is definitief een van hulle gunstelinge. Eerstens sien ek 'n kie minus r en 'n r minus kie. Ons weet ons kan hom verander na 'n algemene faktor toe. Ek kan hom gaan maak 'n kie minus r. Ek mag dit nie net omruil met 'n minus nie, ek moet iets anders verander, so daai voorste teken verander. Nou het ek 'n pragtige algemene faktor hier van 'n kie minus r, ons sien hom daar, en al wat ons nou gaan doen is ek gaan haal my algemene faktor uit. My algemene faktor is dan die kie minus r, en wat oorbly is 'n 3x plus 2, en daar is hy gefaktoriseer. Ok, so die volgende enetjie, hierso kyk ek altyd eers vir 'n algemene faktor. In hierdie geval is my algemene faktor 2x. So wat oorbly is 'n x kwadraat, en jy kan altyd check, as jy gaan sê 2x maal met x kwadraat, kry ek 2x tot die mag 3, en ek doen, so dan weet jy jy's reg. So ek sê minus 5x minus 14. En dan het ek my algemene faktor gaan uithaal. Dan wat ek gaan doen is, jy gaan kyk altyd of as jy klaar, hierdie kant sien ek is 'n beautiful 3 term. So my 2x chill daar uit, en dan gaan maak ek my 2 hakkies. Want ek weet dis 'n 3 term. So ek weet ons gaan 'n x in elke hakkie sit. Ok, nou wat ek gaan doen is, ek gaan vat die faktore van 14, dis 1 en 14, 2 en 7. En dan moet ons nou gaan plus en minus, somehow, om by 'n 5 uit te kom, en jy moet die kappels gebruik. So, ek kan nie gaan sê 14 en 1 plus en minus gaan vir my 'n 5 gee nie, maar 'n 2 en 'n 7 gaan wel. So, ek skryf die 2, skryf die 7, jy kan die 7 en die 2 se volgorde omruil, dit maak nie vir my saak nie, solank as wat jy by jou rympie hou. My tekens verskil, die grootste een kry die minus. So die minus kry die 7 by die 7 en die 2 kry die plus. En daar is hy klaar. Volgende, kom ons kyk gou hier. Hier het ek weer 'n baie mooi algemene faktor. Ek kan sien ek gaan 'n 5x en 'n y uithaal. So ek haal dadelik 'n 5x en 'n y uit. En wat oorbly, hierdie kant gaan haal ek 'n 5 deel ek met 'n 5xy. Wat oorbly dan is 'n 12x. Hierdie kant as ek 'n 5xy uithaal, bly daar 'n 5y oor. En hierdie is belangrik, onthou plus 1, moenie daai 1 vergeet nie. Wanneer 'n hele getalletjie jou algemene faktor is, dan moet jy vir my hom gaan sit as 'n 1. As jy die video onthou, die vorige enetjie, basies sê dit vir my, ek gaan deel regdeur met my algemene faktor. En dan kan jy sien, 60 gedeel deur 5 is my 12, x kwadraat en x is 'n x en my eie kanselleer uit. En dan die 25 op 5 is 'n 5, my x se kanselleer uit,
en daar bly 1 y oor en dis hoe ons hom kry. En hierso, hulle kanselleer heeltemal uit, dan moet daar 'n 1 wees. Okay. Nou gaan kyk jy of daar nog ietsie is. Ek sien nie 'n algemene faktor nie, dis nie verskil van vierkante nie, en ek kan ook nie met 'n 3 term gaan werk nie. Hierdie is nie 'n kwadraat nie, en daai is nie 'n x nie, so ek het ook nie 'n 3 term nie, so ek's klaar. Okay, volgende een. Eerste ding wat jy altyd doen met faktorisering is kyk vir 'n algemene faktor. Wat ek gaan doen, algemene faktor is 'n 2, wat oorbly is 'n k kwadraat minus 64. En dan moet jy altyd kyk of jy klaar is. Hierdie kant sien ek, okay, ek sien 'n pragtige verskil van 2 vierkante. Ek het 'n k in elke hakie, ek het 'n 8 en 'n 8, en dan ons weet my tekens vir 'n verskil van vierkante is 1 plus en 1 minus. Dit maak nie saak of die minus of die plus daar staan nie, want dit is altyd by 'n 8, so dit maak nie saak nie. Okay, en dan is hy klaar. Okay, nommer 9. Hierdie enetjie gaan sê vir my, okay, in die bokant sien ek, daar's nie 'n algemene faktor nie, maar ek het 'n verskil van vierkante, nee ek het nie, maar ek het 'n 3 term, ja, dit het ek actually. So my 3 term gaan ek faktoriseer, my reël sê vir my, ek maak 2 hakies, ek skryf my x in elke hakie. Okay, nou gaan vat ek die faktore van die 18, dis 1 en 18, 2 en 9, 'n 3 en 'n 6. En hulle moet hande vashou om by my 7 uit te kom. So nou gaan kyk ek, watter even vir my die 7 gee, dan sien ek, okay, dis die 9 en die 2. Jy kan nie gaan sê die 6 en die 1 gee vir my 7 nie, want hulle hou nie hande vas nie. Die 1 hou hande met 'n 18 vas. So die enigste kappel wat ek sien wat dit kan doen is die 9 en die 2, so ek skryf my 2, skryf my 9. Jy kan 9 of 2 skryf, dit maak nie saak nie. Dan sê my rympie, vir 'n 3 term, my tekens verskil, die grootste een kry die plus. Boom, so dis hoe ek hom sit. Okay, aan die onderkant sien ek hierso 'n pragtige verskil van 2 vierkante, so dadelik gaan maak ek my 2 hakies, die x in elke hakkie, dan sit 'n 9 en 'n 9, want jy gaan sit hom ons in 'n wortel, 1 plus en 1 minus. En nou dat alles mooi met mekaar maal, nou kan jy hom actually gaan uitkanselleer. So my finale antwoord is dan x minus 2 bo op x minus 9. Asseblief moenie vir my daai gaan uitkanselleer nie. Hierdie is jou finale antwoord. Hierdie is nie 'n verskil van 2 vierkante nie. As hy 'n kwadraat gehad het, yes, dan kan ek hom vat as 'n verskil van 2 vierkante, maar vir nou is my finale antwoord daar. Okay, so nou is hier 'n bietjie 'n groepering enetjie. Vir die groepering, kom ons probeer om altyd net eers, hierdie gedeeltetjie het albei 4. So in hierdie eerste gedeelte, as ek 'n a uithaal, en wat oorbly is 'n x minus 'n y, my plusie bly daar, hierdie kant gaan ek eers 'n 4 net uithaal, wat oorbly is 'n x minus 'n y. En nou het ek 'n baie mooi algemene faktor van x minus y. Ons kan hom sien, so dan gaan faktoriseer ek hom net, ek haal my algemene faktor uit van 'n x minus y, en wat oorbly is die a plus 4. Voilà, en dis hoe ons hom doen. Okay, volgende enetjie. 'n 3 termpie. Eerste gaan kyk ek altyd, is daar 'n algemene faktor. Ek sien ek het 'n algemene faktor van 3d. Wat oorbly is 'n d kwadraat minus 4d minus 5. En as jy nie seker is nie, gaan toets hom, gaan kyk. Kry ek 3d tot die mag 3 en minus 12d kwadraat en minus 15d, en dan kry ek dit, so dan weet jy is reg. Okay, so nou wat jy gaan doen, maak altyd seker jy is klaar. Hierdie kant sien ek 'n pragtige 3 term, gaan maak my 2 hakkies, jy vat die 5 se faktore wat net 'n 1 en 'n 5 is, en hulle moet hande vashou, so ek sit 'n d aan die een kant, 'n d aan daai kant, so my enigste 2 faktore, en ek kan hulle wel plus en minus om by die 4 uit te kom, is die 1 en die 5. En my rympie sê, die tekens verskil, die grootste een kry daai minus. Daarom kry die 5 die minus. En dan is ek klaar. Okay. Right, nommer 12.
Dis 'n lekker maklike enetjie. Eerste enetjie wat ons gaan doen aan die bokant, asseblief moenie vir my gaan uitkanselleer nie, jy mag dit nie doen nie, want daar is plusse tussenin. Jy mag dit nie doen as dit geskuif word met 'n plus en 'n minus nie. So wat ek hierbo kan doen is faktoriseer, ek haal 'n 3 uit as 'n algemene faktor, wat oorbly is 'n x plus 2y. Aan die onderkant van die lyn het ek 'n x plus 2y, en dan sien ek, jy, ek kan hierdie actually uitkanselleer. Great. So my antwoord is letterlik dan net 'n 3. Mooi antwoord. Righty. So wat by nommer 13 gebeur, paar interessante goed. Eerstens kan ek hierdie ouetjie in 'n hakie gaan sit, dis fyn. Onthou asseblief, jy mag nooit gaan deel met 'n breek nie. So wat jy gaan doen is, jy gaan skryf hierdie linkerkant net so oor. Daar gebeur nog niks nie, jy mag nog niks uitkanselleer nie. My p plus 3, chill daar aan die uit, aan die onderkant, en dan wat jy doen is, jy gaan maal hom mos met sy resiprook. So ek gaan maal hom met die p kwadraat minus 9, so jy flip hom net op sy kop. Ok, nou kan ek actually iets begin doen. Jy mag nog nie gaan uitkanselleer nie, so hierdie gedeeltetjie word toch net so neergeskryf, en dan wat ons gaan doen is, ons kan die kant nou gaan faktoriseer. Hierdie sien ek is 'n pragtige verskil van 2 vierkante, so ek weet vir verskil van 2 vierkante, ek maak 2 hakies, jy sit hom in 'n wortel, daarom is dit 'n p aan elke kant, en dan gooi ek daai ouetjie in 'n wortel, dan kry ek die 3 en die 3. En dan my redes met my tekens is altyd net 1 plus en 1 minus. Ok, onthou, as hierdie bietjie vinnig is vir jou, daar is 'n video wat ons alles apart gedoen het, van algemene faktor tot by groepering, waar ons baie rustiger gewerk het, en alles mooi stap vir stap verduidelik. Ok, so hierdie enetjie sien ek is 'n pragtige 3-term, so ek gaan maak vir my 2 hakkies. Ons gaan vat die faktore van die 2, wat 'n 1 en 'n 2 is, en dan kan hulle plus en minus om by daai 3 uit te kom. So dan sit ek my 1 en my 2, en dan my rympie sê vir my, dis 'n plus, so my tekens is dieselfde, so al 2 kry die minus, en daar is hy. Ok, oor dit alles nou met mekaar maal, en daar is 'n maal, nou kan ek gaan uitkanselleer, nou begin die pret, love it as dit gebeur. Ek kan sê, hierdie p plus 3, daai p plus 3 kanselleer uit. Asseblief onthou, hierdie p minus 3 en daai p minus 3 mag nie uitkanselleer nie. Asseblief moenie, jy mag net so uitkanselleer soos 'n strikdassie. Ok. Volgende, ons kan sê die p minus 1 en die p minus 1 kanselleer uit. Dan het ons 'n p minus 2 en die p minus 2 kanselleer uit. So my antwoord, onthou met jou finale enetjie, bo maal met bo en onder maal met onder. So bo maal met bo, so ek kry 'n p minus 3 maal met 'n p minus 3, en aan die onderkant, ja, daar's niks nie. So ek kry p minus 3 maal met p minus 3, so my finale antwoord, hoe ek hom sal gaan skryf, is p minus 3 kwadraat. En so ek hom sal gaan sit. Alright. Ok, hierdie is weer eens 'n ultimate gunsteling ene. Eerstens gaan soek jy vir 'n algemene faktor. Ek het nie 'n algemene faktor nie, want hierdie kant het ek 'n a minus b en die kant het ek 'n b minus a. Is nie dieselfde ding nie. En asseblief, moenie vir my hierdie kant gaan staan en verander nie, want hy het 'n kwadraat, so jy kan nie dit net gaan doen nie. So gaan verander die 1 sonder die kwadraat. So ek kan hom 'n a minus b maak, en onthou, dan verander daai voorste teken. Nou het ek 'n algemene faktor van 'n a minus b. So wat oorbly is 'n a minus b is my algemene faktor. So eintlik wat gebeur is ek gaan haal 1a minus b gaan haal ek daarso uit. Ek gaan deel eintlik met dit. So dan kan ek sien hy kanselleer met een van hulle uit. So daar bly 'n 4x met 1a minus b nog oor. Ek het nog een hakkie oor. Minus 3 en dan hierdie kanselleer moes nou uit. Boom. En dis hoe ons hom doen. En dan mag jy nooit vir my 'n wortel of 'n hakkie in 'n hakkie los nie. So ek sal hom net mooi gaan uitmaal om te sê my a minus b. Dan gaan maal ek hom in om te sê dis 4ax. Jy maal hom in en in. So 4ax
minus 4bx. Jy kan sê xa of xb, dit maak nie saak nie. In wiskunde hou ons maar net daarvan om dit volgens alfabetiese volgorde te doen. En dan my minus 3 chill net daar uit. En dan kyk jy altyd of het ek nog 'n algemene faktor. Ek het nie, het ek 'n verskil van vierkante, of 'n 3 term, of iets wat ek kan doen, daar's niks. Ek het nie appels en pere wat ek bymekaar kan tel nie, so ek is klaar met hom. Okay. Hierdie enetjie, bietjie 'n moeiliker weergawe van wat ons nou net gedoen het. Eerste sien ek 'n 2x minus 3y en 'n 3y minus 2x, dis nie dieselfde ding nie. So wat jy gaan doen, is jy gaan verander, jy kan enige een van hulle verander. In hierdie geval mag jy hierdie een verander, want dis die x kwadraat, of dis die x wat die kwadraat het. Dis nie die hakkie wat die kwadraat het nie, so dis fyn om hom te verander. So ek gaan hierdie enetjie verander, laat hy sê 2x minus 3y, sodat ek actually 'n algemene faktor nou het. Nou wat my algemene faktor is die pragtige 2x minus 3y. En onthou wat ek gesê het, wanneer jou hele term ook jou algemene faktor is, dan moet jy vir my 'n 1 gaan skryf, want eintlik wat gebeur is jy gaan deel hom mos met 'n 2x minus 3y, aan hierdie kant ook. So dis eintlik wat gebeur, en dan gaan deel hy, dan bly daar 'n 1 oor. Jy mag nie hom net soos iets weggooi nie. Okay. En dan onthou asseblief, ons het hierdie gaan verander. Jy mag dit nie net verander sonder om iets anders te verander nie. Daai word 'n minus. Okay. Right, dan skryf ek my minus. Ek het nou een van hierdie, en al wat oorbly is 'n x kwadraat. Okay. Dan gaan kyk asseblief altyd en maak seker of jy klaar is. Hierdie kant, ek kan niks daar doen nie, so hy chill net daar uit. Maar hierdie kant het ek 'n pragtige verskil van 2 vierkante. So my reël vir verskil van 2 vierkante, jy maak jou 2 hakkies, skryf 'n 1 aan elke kant, 'n x aan elke kant, en dan my reëls met my tekens 1 plus en 1 minus. En asseblief, dit is mos die worteltjie, so daarom is dit 'n 1, want wortel 1 is 1 en wortel x kwadraat is x. So maak seker jy gaan skryf hom nie vir my as 'n x plus 1 en 'n x min 1 nie. Dis belangrik, die 1 staan voor, so die 1 moet voor staan in daai hakkie. Alright, kom ons by nommer 16. Hierso aan die bokant kan ek sommer dadelik 'n pragtige algemene faktor sien van a. Wat oorbly is 'n x kwadraat minus 5x plus 6. Ons het al so 'n enetjie gedoen. Aan die onderkant het ek 'n a en 'n 2. Die lys skryf hulle vir my 'n bietjie weird, maar ons vat hom so, dit wat hulle vir my gee. So ek kan hom gaan sit, my algemene faktor is 'n a, en wat oorbly is 'n 2 minus x. Okay, dadelik sien ek mag sommer al my a's gaan uitkanselleer, want alles maal en deel met mekaar, is alles in hakkies en hakkies teen aan mekaar. Okay, as hier gestaan het nog 'n plus of 'n minus, dan mag ek dit nie gaan uitkanselleer nie, maar alles is vasgeplak in mekaar, so ek mag dit doen. Hierdie kant, nou kan ek 'n 3 termpie sien, so dadelik wat ek gaan doen aan die bokant van die lyn is ek gaan maak my hakkies, my 2 hakkies vir 'n 3 term en dan 'n x. In die video met die 3 termpie het ek vir julle die 2 maniere gewys so hulle dit vir jou vra, so maak seker van jou tekens. Is ons sê die faktore van 6 is 1 en 6 en 2 en 3. En hulle moet hande vashou. Nou weet ek moet hulle plus en minus om by 5 uit te kom. Maar as julle kan onthou van die vorige video, daar's 'n bietjie 'n probleem nou, want ek kan 1 en 6 plus en minus om by 5 uit te kom, en ek kan 2 en 3 plus minus om by 5 uit te kom. So nou moet jy gaan kyk watter een van die 2, dit is nie al 2 reg nie. Jou tekens gaan wees wat dit onderskei. So my tekentjie sê vir my, die tekens is dieselfde. Dit beteken, ek kan nie gaan sê 'n 1 minus 6 nie, of 'n 6 minus 1. Want nou is my tekens verskil, hierdie enetjie is 'n plus. Dis 'n plus 1 minus 'n 6, of 'n plus 6 minus 1, so my tekens verskil, so ek kan nie dit doen om by 5 uit te kom nie. Maar ek kan my 2 en my 3 gebruik. Want as ek gaan sê minus 2 minus 3, dan gee dit actually vir my die 5. Of ek kan sê plus 2 plus 3, en dit gee ook vir my die 5. So dis die verskillende maniere om by dit uit te kom. Okay. En dan sê my rympie, my tekens is dieselfde, die al 2 kry 'n minus.
Okay. En aan die onderkant van die lyn het ons nou nog hierdie pragtige 2 minus x. Okay. Dan as julle onthou, x minus 2 en 2 minus x is nie dieselfde ding nie. So ek hou daarvan om die boonste een te verander, ek wil nie regtig met die noemer werk nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie enetjie omruil, en dan gaan maak ek hom 'n 2 minus x, onthou jy mag iets nie net gaan omruil, sonder om iets te verander nie, die voorste teken verander, so ek sit die minus dan daar, en ek sit dit alles bo op 'n 2 minus x, en nou kan ek actually lekker gaan uitkanseleer, en daar's my finale antwoord. Dan is my antwoord net 'n minus hakkie x minus 3. Okay. Die volgende enetjie, nommer 17, is ook 'n toetsgunsteling hierso. Julle kan maar 'n sterretjie maak by hom. So, ek sien geen algemene faktor hier nie, maar wat ek kan doen, is ek sien, as ek nog 'n hakkie kry, wat ook 'n a minus b is, dan kan ek hom dalk 'n algemene faktor gaan maak. So, ek kan gaan sê, hy chill net eers daar uit. En kyk wat gebeur, as ek 'n minus uithaal, dan word daar 'n b minus a. Onthou as jy met 'n minus deel, hy al twee se teken verander. Okay. So, nou is ek al bietjie nader, okay? Ek het nou 'n a minus b en 'n b minus a. Is nog nie dieselfde ding nie, maar ek kan hulle dieselfde ding maak. Ek kan gaan sê 'n a minus b, en dan kan ek hierdie enetjie verander, ook na 'n a minus b, en onthou dan verander hierdie voorste teken. So, ek kan dit dan gaan skryf, okay, so dan is dit 'n plus hakkie, a minus b, en nou het ek 'n pragtige algemene faktor hier van a minus b, en nou gaan haal ek dit net uit. So my algemene faktor is 'n a minus b, en wat oorbly is 'n 2 plus, onthou daai 1, daar's 'n enetjie wat daar voor hom staan, jy kan nie gaan sê 2a minus b plus net something nie, jy moet vir my gaan sê plus 'n 1. Dan kry ek my antwoord as a minus b, 2 plus 1 is 3, so my antwoord is 3, a minus b. Okay. Jy kon hom selfs 'n bietjie makliker gemaak het al van hier af om te sê hier staan eintlik 2 appels plus 1 appel. En dan weet ek my antwoord is 3 appels. So dis 'n makliker manier hoe ons ook daarby kon uitkom, maar jy sou eers moes verander en 'n algemene faktor uithaal. So nommer 18. Hy chill nog net eers uit in 'n worteltjie. Ek sien geen algemene faktor nie, dis nie verskil van twee vierkante nie. Asseblief moenie vir my die wortel en die kwadraat uitkanseleer nie, dis nie wat daar staan nie. En dan al wat ons gaan doen, ja, dis 'n 3-term, dis 'n pragtige 3-term. Ek maak my 2 hakkies, ek sit die x in. Wel, 1 se faktore is net 1 en 1, dis al wat daar is. En dan sê my rympie, die tekens is dieselfde, al twee kry die plus. Boom. En ek kan hom nou gaan sit as 'n x plus 1, maar met x plus 1 geef my x plus 1 kwadraat, en dan as jy nou kan ek gaan sê, hulle kanseleer uit, om te sê, dis 'n x plus 1, en dit is my finale antwoord. Alright. Kijk, nommer 19. Hierdie een ook 'n lekker maklike een, asseblief moenie vir my gaan uitkanseleer daar nie, daar's 'n paar maniere om hierdie te doen. Ek sal net eers gaan en my algemene faktor uithaal. Ek sal dit eers gaan doen om te sê a in hakkies, b plus 1, onthou die plus 1, as hier gestaan het plus something, dan kort daar nog 'n something na die plus, boop 'n a, b. Okay? Dan is my finale antwoord hierso, kan ek hom gaan uitkanseleer, so my antwoord sal wees b plus 1 op b, en dan kan ek mens hom nog eintlik 'n bietjie mooier maak, om te gaan sê, en dui hulle daai hartjie somme, jy kan hom eintlik so vat, om dan te gaan sê, okay, ons breek hom op, dit sê vir my b op b, plus 1 op b, en dan is my finale antwoord hierso 1 plus 1 op b. So ek sal hom eerder soontoe vat. Okay. 'n vinniger manier om hom te doen, as jy sou wou, is om te sê jy kon dadelik net gegaan het en jou hartjie som toepas. Om te gaan sê, okay, wel, ek kan gaan sê AB boop AB plus die A boop die AB.
En dan is dit baie vinniger om te sê, jy, ek kan hom 'n 1 maak. Hulle kanselleer uit, so dan bly daar 'n 1 op B oor. Nommer 20 is definitief 'n gunsteling, ek's mal oor nommer 20. So, wat jy hierso gaan doen, gaan kyk altyd eers vir my algemene faktor, in hierdie geval is dit 2. So wat oorbly is 'n k tot die mag 4 minus 1. Okay, dan kyk jy altyd of jy klaar is. Ek hou van my 2, hierdie gaan ek verder opdeel, dis verskil van 2 vierkante. Onthou, jy sit hom in 'n wortel, dan kry jy 'n k kwadraat, so ek maak 2 hakies, wat presies dieselfde gaan lyk. Die worteltjie van 1 is 'n 1 en 'n 1 en ek hou van my volgorde 1 plus en 1 minus. Okay, rede hoekom ek dit so doen is dan kyk ek altyd net vir my laaste hakie of ek al klaar is. So my 2 chill daar uit, ek kan niks doen met die som van 2 vierkante nie. So ek's happy daarmee, hulle bly net daar. En dan hierso sien ek 'n verskil van 2 vierkante. So ek kan hom nou nog 'n bietjie verder vat. Ek kan vir hom 2 hakies gaan maak. Ek sit 'n k in elke hakie, want dis mos die worteltjie, en dan die worteltjie wat die 1 en 'n 1 is, en dan 1 plus en 1 minus, en in hierdie geval is ek dan nou klaar, en dis my finale antwoord. Alright, en daar is ons deur die toetsvoorbeelde vir faktorisering.